Goeiemôre, baie welkom by ons Paas-erediens. Wat 'n voorreg om as gemeente so te kan saamkom en te kan weet dat Vrydag nie die laaste woorde was. Jesus is dood, Jesus is gekruisig nie. Maar dat ons op oggend kan opstaan en weet, ons herdenk Jesus wat opgestaan het en lewe. Dit is my gebed dat sy lewe, nuwe lewe in jou sal wakker maak. Kom ons bid. Here, dankie dat ons na U toe mag kom vanoggend, dat U 'n God is wat lewe. Here, dankie dat ons nie 'n grafsteen in 'n leë graf hoef te besoek nie, maar dat ons weet ons Here is nie daar nie. Ons Here lewe. Binne ons, binne mense rondom ons, binne hierdie wêreld. Dat U die Here is wat hierdie wêreld in die hande vashou. En Here, as ons rondom ons kyk, dan sien ons nie altyd lewe nie. En sit ons in 'n wêreld waar dood en geweld en oorlog die hoofnuus is. En ons wil vandag dit terugskuif en sê, U lewe. En dis die hoofnuus. En ons wil vanoggend daaraan kom vashou, Here. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus hoofstuk 26, 'n paar verse uit Jesus se verhaal in Getsemane, Matteus 26. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap. Want van die vaal kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Ons lees tot sover. Ek weet nie of julle al ooit gewonder het, hoekom Jesus op so 'n wrede manier as aan 'n kruis moes gesterf het. Was dit regtig nodig? En as dit net was om vir ons sondes te betaal, is daar nie iets anders wat God kon doen, op 'n ander manier wat hy Jesus kon laat sterf, wat miskien vir ons Westerlinge dalk so bietjie meer aanvaarbaar of bietjie meer beskaafd sou gewees het. En nie net dit nie, as Jesus se kruisdood net was vir 'n offer om te betaal vir alles wat ons nie reg kry nie en verkeerd doen nie, kan ons nie maar op 'n ander manier betaal daarvoor nie. Kyk, geloof en 'n verhouding met God gaan oor baie meer as om net nie sonde te doen nie. Dit kan nie die motivering wees hoekom ons die Here soek nie. En die maatstaf en die riglyn wees waarvoor ons mense hanteer en hoe ons mense hanteer en hoe ons in verhoudings optree en wat ons aan mense doen en mag doen nie. Vrees kan nie vir ons voorskryf nie. En ons mag nooit tevrede wees om eenvoudig weg te loop uit verhoudings uit wat nie werk of uit moeilike situasies uit nie. As ons sê, Jesus se kruisdood is meer as net om vir ons sondes te betaal, dan moet ons vir mekaar sê, maar dan moet ons mos aanhou glo dat genade verniet is en redding uit genade is en dat ons dit nie kan verdien nie. Ongelukkig is die groot stories van ons tyd nie genade en onvoorwaardelike liefde en aanvaarding nie. Groot stories van ons tyd is oorlog, onverdraagsaamheid, geweld, agterdog. En dit spoel ongelukkig oor na ons klein storieetjies, na ons lewens toe. Want in hoe ons mense hanteer en hoe ons mense laat voel, gee ons maklik as koue skouer, harde antwoord, 'n skerp antwoord. Ons hou maklik oppraat en omgee. En belangstel. En ons stap
maklik seëgemaak weg van moeilike verhoudings af. Met ander woorde, as ons kyk na waar ons is en hoe ons mense hanteer, dan is genade en onvoorwaardelike liefde nie altyd sigbaar in wat ons doen nie. Die kruis van Jesus wil juis kom sê, daar's 'n ander manier hoe ons moet leef. Maar dit gaan van ons vra dat ons sal moet eerlik wees oor wat hier in ons lewens aan die gang is, dat ons bereid sal moet wees om ook te sterf. En daar is dinge waaraan ons moet sterf, ons klein egos wat altyd reg wil wees en wil wen. Ons vrese wat ons klein hou en maak dat ons bang is om te waag. Ons gewoonte wat ons het om onsself eers te beskerm, wat ons van mekaar en van mense al weggaan. Dis die tipe goed waaraan ons sal moet sterf. En om hierdie sake te laat gaan is nie maklik nie, omdat ons vir soveel jare aan hierdie goed vashou en in soveel jare ons persoonlikheid en wie ons is op hierdie goed bou. En is nie maklik om nie die laaste woord in te kry, of om eers 'n verskoning te moet vra, of om eers aan iemand anders te dink, of om weer te vertrou as jy seë gekry het, of om hulp te vra en stil te staan en te luister nie. Daai goed kom nie van self nie. Een van die uitdagings van die kruis is dat ons nie moet opgee op mense, op onsself en op die wêreld waarin ons leef nie. Want as Jesus sterf, dan sterf hy vir al daai goed. Dan maak hy 'n einde aan 'n sekere manier van leef wat hy aan die kruis kom sê, maar dit werk nie. Ek het woensdagoggend in die podcast Crosstalk vir mense gesê dat die Joodse leiers het gedink as hulle Jesus doodmaak aan die kruis, dan stop Jesus. Dan stop sy invloed. En sy mense spat uit mekaar uit. En wat hy vir mense geleer het, hou op. En hoe verkeerd was hulle nie. Want die kruis is nie 'n stopteken nie. Maar die kruis is nie goedkoop nie. Die kruis is nie iets wat ons sommer maar net ligweg oor praat nie, want ons het gelees oor Jesus in Getsemane. En as ons hom daar kry, een van die ander evangelies sê, hy het bloed gesweet. Hy sê vir sy disippels, hy is doodbenoud. Bid saam met my. Ek's bang vir wat voor lê. En hy bid, en hy vra vir sy Vader, neem asseblief hierdie beker weg van my, 1 keer, 2 keer, 3 keer vraai dit. En dit wat hy sê, is 'n eerlike oopmaak van wat in sy hart is. Dis nie mooi regte teologie nie, dis eerlike rou mens wees van, Here, ek sien nie kans hiervoor nie. Maar dan kom hy op 'n punt wat hy oorgee. Dan kom op 'n punt wat hy sê, Vader, ek vertrou U, nie my wil nie. U wil. Nie my planne nie. U planne. En dis ook waarvoor die kruis daar staan. Om ons die hele tyd te konfronteer en terug te bring na hoe ons vir onsself leef en onsself probeer byvoorbeeld en met ons eie planne besig is. En die kruis kom daags uit om te sê, maar daarin sal ons ook moet sterf. En dan die wonder hiervan is op daai punt begin lewe. So ons moet eerlik wees oor wat is daar waarin jy moet sterf. Wat is daar wat jy saamdra, wat verhoudings seermaak, doodmaak? Wat is daar wat jy in jou eie lewe mee saamdra, wat jou weghou van 'n volle oorgee, van volle oopmaak? Want soos saad wat ons plant, wat in die grond val en verdwyn en doodgaan en onverwags weer begin groei, so het die dood en alles wat doodmaak nie die laaste sê in ons lewens nie. En dit moet ons raak sien oor Jesus se kruisdood. Dat hy self bereid is om in daai donker plekke in te gaan.
en saam met ons op ons knie te kom staan, en saam met ons met God te kom worstel, en saam met ons vir God te sê, Here, hierdie is te moeilike goed, ek kan nie hierdie goed hanteer. En weet en verstaan en hoor en raak sien presies waar ons is. Jesus staan voor God vir mense wat moed verloor het, en bang is om vorentoe te kyk, wat in stikkende verhoudings is, verharde, wat moeg geword het. Dit is ook waarvoor die kruis daar staan. Sodat ons kan weet, al hierdie goed, is nie die laaste woorde nie. Dis nie die einde nie, want met sy doodgaan stop dit nie. Want as hy opstaan, skuif iets belangriks. Hy breek die mag van alles wat doodmaak en afbreek. Hy breek die mag van alles wat sê, daar is nie 'n beter plan en 'n beter opsie nie, ons is vas. Hy breek alles wat hoop steel, wat ons hartseer en moedeloos los, wat teen liefde werk, en daarteen gekant is om nog 'n kans te gee. Om dood te gaan, in hierdie sin, is om hierdie goed te los. Interessant, die vroeë Christene het met 'n beeld gewerk van die tomb en die womb. Die tomb, graf, die woord daarvoor en die woord vir womb, baarmoeder, is baie naby aan mekaar. Met ander woorde, wat hulle gesê het, is dat doodgaan is nooit die einde nie. Want daar is iets nuut wat gebore gaan word. Wat soos 'n einde lyk, is baie keer net 'n nuwe begin. Ek weet nie wat op hierdie stadium in jou lewe lyk en voel soos die einde nie. Ek weet nie wat 'n verhoudings is daar wat dit vir jou voel, maar hierdie is nou in 'n doodloopstraat. Ek weet nie in watter situasies jy is, in jou verhoudings, in jou werk, in jou gesondheid, waarin dit vir jou voel, jy's vas nie. Miskien moet ons weer na die kruis gaan kyk, en verstaan dat die kruis vir ons wil kom sê, dat God besig is om juist daardie dooie plekke in ons lewens, om daar iets nuut te doen. Want Jesus staan op. Die graf is oop, die steen is weggerol. En wat vra dit van ons? Nie dat ons moet harder probeer om beter mense te wees nie, want dan is ons weer terug by sondes en wette en reëls. Maar dat ons oop word en onsself oopmaak vir iemand wat klaar die dood oorwin het. Dat ons ruimte maak vir Jesus se liefde en genade en sy hoop vir elkeen van ons. Dis die pad van oorgee en nuut vertrou, van liefde wat aanhou. Selfs al maak dit seer, en self al kos dit ons, en self al moet jy trots in jou sak steek en jou klein egoetjie los. Lewe is moontlik. Maar dit gaan vra 'n dieper soort krag, 'n dieper oortuiging, om nie terug te slaan nie, om nie weg te loop nie, om lief te bly, wanneer dit die heel moeilikste is, om vir God en vir liefde en genade nog 'n kans te gee. Want Jesus lewe, hy het opgestaan. Verandering is moontlik. Want soos jy hierdie lewende Here binne in jou gaan toelaat, is nuwe lewe besig om te groei. Soms stil, onsigbaar, onverwags, maar verseker. So die uitnodiging van Paastyd is eenvoudig, maar diep. Maak plek in jou hart vir die Here. Laat gaan wat jou vashou. Laat sy liefde en genade en hoop in ander lig in jou hart neersit. En vertrou hierdie God vir nuwe lewe. Kom ons bid.
Here, dankie dat die graf oop is. Dankie dat U lewe. Here, en dat dit nie saak maak as hoe wreed die kruis was, en hoe moeilik dit moes gewees het nie, dat dit waantoe U op pad is groter en meer. Dankie dat U vir ons aan die kruis sterf, al ons sondes betaal. Maar Here, dat U ook vir ons uitdaag om U liefde en genade te lewe. Here, en as ons nou hier opstaan, dan gaan ons na mense toe, verhoudings toe, na omstandighede toe wat soms moeilik is, in situasies waar daar hartseer, pyn en teleurstellings is. Here, ons wil oop wees vir lewe wat U in ons wil plant, sodat ons draers kan word van daardie lewe, daardie liefde, sodat genade deur ons kan loop. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Baie dankie. Ons het nou 'n kans om die Here te dien met ons offergawes. Wat 'n geleentheid om ook vir die Here wat lewe te sê, alles wat ons het, behoort aan U, gee ons vir U. Kom ons dien hom met ons offergawes. Die uitnodiging bly staan. Maak plek in jou hart vir die Here, sodat hy met sy liefde en sy genade jou hart sal aanraak, jou lewe sal omkeer. Amen. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord. Now fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb.